hierdie episode van Agter die Tunes. Good lyrics you remember, but great lyrics will haunt you. Ek het dit gelees en dis regtig waar. Ons het daai ingesing om te hoor hoe dit klink en dit was horribaal geweest. Ons het regtig geskrik op daai oomblik en gedink, maybe moet ons nie hierdie doen nie. Jessie, wat is hy Skotland? 'n bagpipe, jy haat bagpipe. Yes, ek haat 'n bagpipe. Wat? Yes, en my neefie speel Bladderwell bagpipes. Dis shame. En my niggie. Hallo daar en baie welkom by die heel eerste episode van Agter die Tunes. My naam is Barry Ferreira en dit is vir my so groot voorreg om hier saam met jou te wees op hierdie splinternuwe journey, 'n splinternuwe potgooi wat geloods is deur RSG of 'n backbazaar, soos wat ons dit noem. Ek dink is 'n baie oulike naam vir vir 'n potgooi. En hierdie is 'n potgooi wat spesiaal toegewy is aan die wêreld van musiek, een van my baie groot passies. So ek voel dit is 'n baie groot eer om jou gasheer te wees op hierdie spesifieke backbazaar. En ek gaan vir jou so 'n bietjie meer vertel, eerstens oor myself, sodat jy darm weet wie met jou gesels, maar dan ook waaroor Agter die Tunes gaan, om jou 'n bietjie van 'n tuister te gee van die gesprekke wat ons in die volgende paar weke en maande gaan hê. Nou wie is ek? My naam is Barry Ferreira, soos wat ek nou genoem het. Ek het 'n baie groot liefde vir musiek. Van kleintyds af het ek 'n musikale agtergrond. Nee, hou ek daarvan om musiek te luister, dalk so 'n bietjie te veel. En ek het onlangs 'n gitaar ook aangekoop. So ek het gedink, weet jy wat, as ons hierdie potgooi gaan doen, met ons die bil by die horings aanpak en daarom so 'n bietjie musikaliteit ook ontwikkel terwyl ons nou hierso besig is. Maar ek is natuurlik in 'n radio agtergrond. Ek het op my campus radio het ek daarso my vaardighede gehou, soos wat die Engelsman sal sê, en daar het ek 'n musiekprogram behartig en dit was my so ongelooflik lekker geweest en ek het so gesmag om weer eendag 'n musiekprogram te kan aanbied en hier is ons met 'n hele potgooi wat toegewy is daaraan. So ek sien baie uit om met verskeie mense in die musiekbedryf te gesels en dit is die hele doel van Agter die Tunes. Soos die naam sou aandui, is ons hier om meer agter die skerms dinge te bespreek. Nie noodwendig met agter die skerms mense nie, alhoewel ons dit gaan doen, maar ook met kunstenaars praat om te vra wat gaan vir wat, waaroor gaan die prosesse, hoe werk alles agter die skerms om hierdie musiekbedryf te laat werk. En so dit is waaroor Agter die Tunes gaan. Reg, ek dink ons het nou al die admin agter die rug. Ek dink is nou tyd om die eerste gaste voor te stel vir ons splinternuwe potgooi. So kom ons hoor met wie ek vandag gaan gesels. Hulle het oorspronklik in 2012 begin en soos die lewe sy draaie maar geloop het en dinge in 2022 bietjie tot 'n stilstand gekom het, maar toe breek 2024 aan en 'n nuwe era vir die groep en 2 nuwe groeplede en vandag staan hulle sterk met nuwe musiek wat onlangs vrygestel is en wie weet wat nog dan in die toekoms vir hulle voorlê. So dit is my groot voorreg vandag om vir die eerste episode van Agter die Tunes met die Powerhouse dames van Blackbird te gesels. So, Darren, Tashay en Tasha, hoe gaan dit met julle vandag? Lekker, baby! Hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan baie goed, weet jy, ek is so opgewonde vir hierdie nuwe journey wat gebeur met Agter die Tunes en om met 'n lekker groep mense te gesels vir die eerste episode, dink ek gaan baie lekker wees. So dankie dat ek met julle kan gesels. Maar ek dink die eerste ding wat ek graag by julle wil weet, hoe gaan dit met elkeen van julle? So ons begin sommer hier skerm regs met Darren. Dit gaan baie goed met my hondjie sit hier so by my voete. Ons het gisteraand 'n writing session gehad. Daar's 'n nuwe tune op pad. Ek is opgewonde want ons show weer Vrydag. My man is by die werk, so die huis is stil. So dit beteken ek gaan liedjies skryf vandag. So ek is goed. Tashay met jou? Yes, dit gaan lekker. Ons is besig met 'n paar dinge wat ons juggle. So ek renovate en ek was dan net vir 8 dae weg en nou kom ek terug. Nou skryf ons weer Jan Blackbird en ons het shows die naweek. Is lekker bedrywig, maar is lekker. Fantasties. Hoe meer jy doen, hoe meer wil jy doen, you know? Ja, ek verstaan, 100%. En dan Tasha, hoe lyk dinge daar aan jou kant? Goed, ek is ek het die huis ook vir myself, soos wat Tasha sê, maar nou net nie vir die dag nie, vir 8, of wat Darren sê, sorry, nie Tasha nie. So, ja, ek ben busy with my art en net soos dit. En dis goed wat ek nooit tyd het voor nie, so. Ja. Beautiful kuns, hoorie, Tasha is Next level. Is dit?
Sy hou net haar ore. Sy gaan net haar ore behou, maar sy is basically op haar selfde level. Okay, en wat se tipe kuns doen jy? Ek verf en ek teken en ek wat doen ek nog? Alles. Enigiets noem dit, ek doen dit. Dis hy, fantasties. Wel, ons is hier vandag om oor die sangkunste te praat, so ek sien uit om bietjie meer daaroor te hoor. So dan wil ek my opvolgvraag op daai. Hoe gaan dit met Blackbird? Hoe gaan dinge met julle as 'n musiekgroep? Is dit, ja, dit klink my dinge is bedrywig, soos wat julle vir my nou vertel. Wow, dit is nou 'n loaded question. Ons is nou meer as 1 jaar saam en dit is baie exciting want die begin van ons reis saam het ons baie ingetap by om met ritme te speel, ons klank te vind en nou is ons op 'n baie exciting journey want ons is besig om net al ons idees en soos net, ek weet nie, dit voel asof alles bymekaar kom. That's net so, it's like when 3 heads are together, women are together, we're finding that we have so much to say and ons is so inspired by baie kunstenaars, oorsee en songwriters en kunstenaars hier ook en ons is net in 'n creative space wat baie exciting is. Baie. As jy 'n bietjie dieper delf in die kuns van skryf in. Ek dink enigiemand kan dit skryf, maar om regtig magic te kry, moet jy regtig fokus op daai klein detail en ons draai regtig like 'n bietjie dieper delf in daai dinge in. Ja, en vertel my, wat is daai klein detail van liedjies skryf? Want ek dink baie mense wat nou nie weet soos die kuns daar agter nie. Dis nou net soos ons skryf 'n paar lirieke. So wat is daai fynere nuances wat julle as sangers van bewus is wat die verskil maak tussen 'n goeie liedjie en 'n amazing liedjie byvoorbeeld? Elke woord en elke letter ewen is belangrik vir ons. So ons elke liewe klein dingetjie is of utmost important. Even 'n simpel woord soos ek of loop of whatever, verstaan jy? Dit hou meaning. Elke woordjie het gevoel en meaning. So om te fokus op elke detail. En ek dink ook om te speel met ritme, want sekere ritmes gee sekere gevoele. En sulke klein goedjies en ander niks onder staf en goed, so daar met 2 melodies hardloop oor mekaar, sulke detail. Ja, Tash. Ons party woorde wat ook 'n ritme hou. Soos byvoorbeeld ons wil nou 'n liedjie skryf en dan sal Tasha net sê, okay, my moet eindig met ei. Soos daar moet 'n woord inkom wat eindig in 'n ei klank en wat soveel syllables het en dis eintlik so mal om te dink dat ons so in diepte in dinge kyk en ons hou om te speel met alliterasies, soos al daai poëtiek goed wat jy nou in die gedigte sal kry en soos om dit uit te lê. So ons hou daarvan om sulke goed metafore te vat, ironie te gebruik of soos daai literal of literary kan ek sê goed te gebruik om die liedjies meer interessant te maak. So ek moet sê dit is een van my gunsteling gedeeltes daarvan. Ja. Ons het nou 'n tune geskryf, maar wat vir my so cool is, ek love dit om sulke stuff te doen, ons ook, maar om te sê soos honest something en dan sê lie on the floor of wat ook al, dan is dit honest en lie, maar die lie beteken iets heeltemal anders. Sulke goedjies wat mense nie noodwendig sal optel nie. Elke woord, every word is a weight. En so ons meet alles. Good lyrics you remember, but great lyrics will haunt you. Ek het dit gelees en dis regtig waar, want as jy dink aan jou gunsteling lied, dis iets wat met jou praat verby die woorde en verby die melodie en dit is presies dit, die ander storie agter die storie. Wow, maar dit klink vir my dat julle regtig nogal soos in sync is met mekaar in terme van die liedjie skryf deel. So, jy's met dit in gedagte, wil ek nou 'n bietjie backtrack na 2024 toe Blackbird nou in sy huidige vorm nou aangekondig is. So, Terren, ek wil by jou uitvind, hoe lyk die proses om nuwe bandmembers te kry? So, sit jy post op LinkedIn, stuur jou CV in, so hoe lyk daai proses? Dit was 'n energy, 'n connection proses, want ek het Tasha, ek ken vir Tasha en Tasha, we met on different journeys 'n paar jare terug al, en
we always had this kind of unspoken connection. Jy weet daai gevoel wat jy kry as jy net mense sien en dit voel net soos natural of Dit jy voel soos huis. you feel like you pick up where you left of kind of vibe. En ek dink vir my grootste, ek onthou dit nog, my grootste anxiety dag was die dag toe Tasha en Tasha mekaar ontmoet het hier by my huis. En ek onthou ek was so like op my verby my senuwees want I just my biggest desire was for them to also meet and resonate and have that same thing, you know. It's almost like when you have a friends group and a new friend comes in the group and then you just hope everyone gets along. En ek het so gebid, Barry, ek het gebid because it was like and we female en jy weet dis ook dit nie elke dag waar jy natural, genuine, real connections kan vind met you know, with another woman. En so, dit was net vir my mind-blowing. En nou is dit weird, want nou boek hulle vir ons 3 kamers, vir my, Tash en Terren, maar nou bly ek en Tash, nou sê ons, Tash, jy by my slaap of ek by jou slaap vanavond. Nou is dit soos, ons way too close, you know. Ja, Terren het dat ons gaan oor die weg kom nie, toe kom ons te goed oor die weg. God is good, God is so good. Lekker, ag nee, dis fantasties om dit te hoor. En dan, Tasha, wat het deur jou gedagtes gegaan toe jy nou die eerste keer hoor dat Blackbird gaan 'n moontlikheid wees? Okay, so kom ek begin deur om te sê dat dit was my massive eer om te kan deel wees en tot vandag toe soos is dit vir my net soos I just can't believe it. It's vir my mind-boggling dat ek enigstens even remotely kan deel wees van hierdie groep. Ja. Ja, en dan Tasha was om deel te wees van 'n girl band altyd op die bucketlys gewees. Glad nie in my droom het ek ooit gedink ek gaan in enige band wees nie. So dit was vir my baie cool soos die Terren my gevra het want ek en Terren het soos obviously ek meen ek voel as groot mense jy praat nou nie heeldag met mense oor die foon en so nie en ek het vir Terren gesien nog laas by dit was nie my seisoen van die kontrak nie maar dit was 'n ander seisoen van die kontrak het ek vir Terren na raak geloop en ek dink dit was nog die laaste keer wat ek vir Terren gesien het en toe bel sy my en toe vra sy my en dit was vir my so hoe kan ek sê 'n unreal moment gewees en maar dit is asof net iets geklik het in my kop en alles het vir my verander in daai oomblik. En dis asof dis weird, man, is asof ek gebid het vir iets en jy weet nooit waarvoor jy eintlik bid nie. Jy sê net asseblief like, you know, just help me. Jy weet nie regtig waarvoor jy bid nie, dan kom iets dit en dan is jy soos okay, cool. Dit is waarvoor ek gebid het en dit was so 'n life-changing moment. Ja, ag fantasties. Wel so gebeur alles soos wat dit moet en gelukkig het julle 3 nou saam geëindig. So ek wil nou delf in daai eerste single wat julle uitgereik het want dit nou gesettel is dat julle 3 nou die nuwe Blackbird gaan wees. Is dit altyd die geval wat hulle sê eerste indrukke tel. So kan julle ons deur daai proses neem om te besluit wat julle eerste single gaan wees as die hervormde groep en wat jy kan immers of moet ek liewer sê want jy kan immers net daai eerste indruk een keer doen. So vertel ons die proses oor daai eerste single. Laat hom. Dit was 'n baie interessante tyd want op daai punt 2024 was daar so groot daar was 'n space in die industrie vir klank en vir net 'n freshness. Daar was baie kunstenaars op daardie stadium nuwe kunstenaars wat deurgebreek het met hulle musiek. En dit was ook 'n platform vir, you know, like bands, want there's not really many female bands in our country. En so, ons het gedink van, like, you know, how do we introduce ourselves with something that represents who we are, but something that is just edgy enough, playful enough, iets wat ons stemme kan display, iets wat net 'n liedjie wat met mense se harte kan praat en obviously met heartbreak of falling in love of liefde. Dis altyd 'n topic wat
nogal baie breed is, that people can relate to. Ons het nie geweet die song se boodskap so uitgedraai het, want soos elke liedjie, every song finds its journey. But all that we knew at the time was that it was this melody that was just playing all the time in the background, die hele tyd. En soos ons hier in my tuin gesit het, ons het soos letterlik dit wat is die woord? Uitgekerf, uitgesoek. My Afrikaans is op vandag, Perry. En ja, en it revealed itself to us, en dit was soos like dit was 'n obvious choice op daai punt. Dit was ook die eerste song wat ons saam geskryf het, en dit het net gevoel like, okay, cool, this is us. Here's our first point where we're meeting together. Ons doen nie 'n cover nie, ons doen nie 'n vorige release nie. We're doing something fresh and new, en vir ons was dit net soos like, this is who we are, ons gaan dit uitsit, en ons voel baie trots daaroor. Ja, en soos wat jy nou praat, soos jy het regtig iets nuuts geskep, wat al 3 van julle hierdie nuwe hoofstuk nou aangekondig het, maar tog het Blackbird nog altyd so 'n bietjie van 'n country vibe gehad. So, hoe belangrik was dit vir julle om bietjie van daai familiar klank te hou, eerder as om soos in 'n heeltemal 'n nuwe rigting te gaan in terme van soos die genre waarvoor Blackbird bekend is? Tash, gooi hom. Moet ek antwoord? Ek sit hier en ek dink, yo, what a great question vir Darren. Nee, soos country is nou op die oomblik wat mense wil hoor, en country is baie groot, en ek voel country musiek is baie nostalgies op 'n manier, en dit voel vir jou baie bekend, en ek weet nie van julle nie, maar vir my is country musiek voel vir my soos home, verstaan, dit voel vir my soos baie naby aan die hart, en ek dink dis iets waarmee almal kan vereenselwig. Ek dink almal is verlief op die klank daarvan. So ja, ek dink ons het obviously ons wou die band renew, en soos laat daar nuwe lewe in die band is, en obviously ons moet nou onsself establish as 'n nuwe band, in plaas van verstaan, net inval met die ou goed. Maar ons het ook nou besef dat ons is nou 3 lead vocalists, en nou het ons 'n sound te vind. So ons het daai gesing om te hoor hoe dit klink, en dit was horribaal geweest. Ons het regtig geskrik op daai oomblik en gedink, maybe moet ons nie hierdie nie. Dit was nogal scary geweest, maar ek moet sê dit het baie goed uitgedraai. En die country vibe is lekker. Ek dink ons almal hou van dit, en ek meen ons like om die klere te dra. Ek dink ons almal like ons boots. 100%. En was dit vir julle, ek wil sê dit klink of dit half bietjie makliker is, want al 3 van julle het baie sterk stemme, en so hoef julle bekommerd te wees dat een dalk die ander gaan oorheers, of juis omdat julle 3 sulke sterk stemme het, is dit nie regtig 'n probleem nie? Ja. Tasha, antwoord jy hierdie, en ek dink ons al 3 is... Ek dink nie eers ons dink aan sulke dinge nie. Ek dink as jy dink die ander een gaan jou oorheers, het jy kan 'n bietjie van 'n vendetta op verdink. You know? Ja. Nee, ons het glad nie sulke feelings teenoor mekaar nie. Ek's like, as Tasha die lead kan vat in hierdie song, asseblief, want ons is so groot fans van mekaar ook, dat ons like, verstaan jy, wat ook al beste is vir die song en die projek, go for it, you know? So dis glad nie like, so 'n situasie nie. Nou, ons dink nie eers so daaraan nie. Ja. En die ding wat cool is ons nie een van ons klink dieselfde nie. So ons 3 gaan stage staan en ons tones is dieselfde of ons skills is dieselfde. Like elkeen van ons bring iets heeltemal unieks na die tafel toe. So as ons in studio is en ons weet ons het 'n baie spesifieke sound nodig, dan is dit baie maklik om te sê, okay, Tasha, ons kort gou 'n bietjie power hierso. Darren, we need you now, like kom. En so ons almal het iets uniek wat ons na die tafel te bring. So en soos Tasha ook sê, ons is almal fans van mekaar en ons is lief vir mekaar, so ons wil net die beste hê vir die band en vir mekaar. In fact, gewoonlik wat gebeur is soos nee, Darren vat jou, Tasha, asseblief vat dit, asseblief. Take it away, please go for it, you know. Dis altyd vir ons om die balans te vind. Dis altyd die grootste doel vir ons wanneer ons in 'n studio is, want
ons het soveel opsies en it's almost like we're coloring in a picture en daar's soveel kleure wat ons kan gebruik. En agter dit is so belangrik dat ons die klank van ons drie saam dat dit deurkom. Darren is baie goed om haar vocals te mix, want hoor jy, dit is 'n storie waarvan sy nou praat. Dit klink so eenvoudig, maar dit is regtig, dit is 'n movie se storie. Ja. Maar dit is crazy want as jy when we hear it, it's so duidelik. En as ons dit nie hoor nie, dan then it feels like something is like what is missing of so dis baie cool en dit raak makliker en deur hierdie proses ons het nou gesien now we learning who are the producers that we can actually work with, want om 'n Blackbird liedjie te record vir 'n producer is 'n groot uitdaging, want daar's die production kant van die musiek wat 'n hele proses is en dan's daar die vocal kant wat ook 'n production is. So dis soos 2 productions wat moet trou en daai klik vind en dis 'n mission. En dan werk jy met 3 vocalists, verstaan jy? Gewoonlik het jy 1 en hy doen sommer daai persoon doen sommer die backing en alles, maar nou het jy 3 en dan jy doubles van elke stem en jy het harmonies, 3 verskillende, jy doubles van dit, so dit raak 'n groot hoor jy so daai mense met groot spasie op hulle laptop. En jy het ook 3 opinies. So nou sit jy in die studio en verskillende opinies en 3 verskillende visions en hoe om almal een projek te maak en almal En dis so cool want alles voel wanneer dit deur ons 3 gaan enige proses, dit voel altyd asof dit thorough is. Want jy sien altyd enige iets in die lewe, jy sien dit van jou kant af en dan net om te weet dat daar like your blind spots is covered, your different angles are covered, jy voel net soos like covered. Wow. Ja. En soos wat julle nou praat oor die production kant van julle liedjies en die vocals en alles wat daarmee gepaard gaan. Soos hoe vind jy soos daai mense wat julle weet, okay, hierdie is nou die mense met wie ons wil werk om seker te maak hulle gee vir ons 'n produk wat soos Blackbird klink. Sure. Ek dink ons ken 'n hele paar producers in die veld en you kind of know jy kind of weet, kyk, dit is 'n storie hoor. So as ons iemand kry, stiek ons maar want dit is 'n massive story. Dis nogal nie 'n groot risk nie, maar dit is 'n groot risk om na iemand toe te gaan en hulle kan verstaan nie die projek so goed nie. So ja, ons maak seker dat almal presies op dieselfde bladsy is in terms of sound en so aan, want omdat daar so baie dinge involved is, maar ons stiek maar as ons iemand mense kry dan stiek ons maar met daai people, want ja. En dis lekker om verhoudings te bou, verstaan jy? Dis so lekker om soos te switch nie. We like building relationships with people and like building a family. Ja. En ek dink hulle leer jou ken en hulle verstaan jou na ruk, want as jy elke keer saam met iemand nuuts gaan werk, hulle gaan weer van voor af moet gewoond raak aan die manier wat jy werk en praat en hoe ons soos om elke 3 maande in 'n nuwe verhouding in te spring. Dis moeite. Ja, dis moeite. Maar van voor af die ander een ken en is sit die toiletpapier die kant om asseblief tog, you know? Sit die seat plat. Ag nee, maar dit klink of julle regtig 'n baie lekker dynamic het met soos julle self en met julle producer. So hopelik het julle nou julle mense gekry daar. Maar ek wil dan so 'n bietjie fast forward na omtrent Kersfees laas jaar se tyd. Want julle het toe 'n gospel album uitgebring met die titel Praise. So kom het julle besluit dat julle eerste soos volledige album as die nuwe groep 'n gospel album spesifiek moet wees? Darren, kyk dis. It's just that we're giving God the glory. Net die feit, ons het net gevoel, ons is so dankbaar en was so dankbaar vir hierdie hele proses, hoe alles uitgewerk het en praise was regtig 'n punt vir ons, waar dit was Kersfees en mense hoor altyd jingle bells en silent night en all I want for Christmas is you, maar vir ons het net so dankbaar gevoel. Kersfees is altyd, you know, a time of liefde en familie, want hier sit ons en alles wat ons doen. Dank aan hom. Amen.
100%. Ja, en jy's nou natuurlik die fokus in enige gospel album of liedjie is redelik een rigting en dit is nou die van God. So met dit in gedagte, sou julle sê dis moeiliker of makliker om 'n gospel album te compile? Dis al Ja. twee. Mm. Dis baie. Dis moeiliker en is makliker. Want die ding is daar's 'n baie spesifieke gevoel wat jy wil hê. So jy kan nie mal gaan nie, maar alhoewel ons het baie vryheid gehad wat dis hoekom dit voel makliker was. Ons het met 'n ongelooflike producer op Prys gewerk. Ons het saam Ali gewerk. Ali Bands. Oorwald van Skalkwyk. En hy het regtig vir ons 'n amazing space gegee waar ons net kon wees. Ek meen ons het vroeg by hom aangekom, ons het eers 2:00 die oggend party aande by hom gery. Ja. Dit was 'n baie besige tyd want daai tyd het ek nog nie in die Kaap gebly nie, so ons moes half in 'n week soos 'n hele album rekord en ons het aan die productions gewerk, ons het die goed self gebou ook saam met Ali. So ons het nogal baie gedoen in 'n baie kort tyd, maar ek sê altyd vir Tern en vir Tashay soos daai selfs net dat die feit dat ons dit gedoen het my geloof soveel sterker gemaak. So ek dink dit was vir ons almal ding van om iets daar buite te sit nie, maar as 'n musikant en as 'n kunstenaar, elke keer as jy 'n projek doen, jy leer so baie van jouself en van mekaar. En daar is ek meen van is kuns, verstaan, soos op die einde van die dag elke kunststuk wat jy daar buite sit het storie en het 'n les wat geleer moet word en so ek dink dit was vir ons almal so seker een van die beste ervarings wat ek al in 'n studio gehad het was met Prys. Wow. 100%. Fantasties. Wel, dis baie lekker om dit te hoor en dat dit ook so lekker naby Kersfees is. Seker strategies gewees, maar gelukkig het dit so uitgedraai. Maar ja, ek wil nou met julle praat oor julle nuutste enkelsnit wat nou in Augustus vrygestel is met die titel Home. So my volgende vraag aan julle is, wat beteken Home vir julle en hoe het elkeen van julle gedagtes of gevoelens rakende huis die liedjie beïnvloed? Jy sien, ek dink ons het kind of dieselfde definisie vir huis. So dit het nogal dit as 'n mens op dieselfde bladsy is, maak die skryfproses 'n bietjie makliker. Huis is nie noodwendig 4 mure nie, maar huis is daar waar jy veilig is, daar waar jy voel jy kan net wees, daar waar jy comfort kry, daar waar dit is so cliché, ek freaking haat dit, maar daar waar jy daar waar jou hart lê, you know. So ja, dis basically waaroor die song gaan, dat jy kan eintlik huis is nie noodwendig mure nie, maar is 'n mens en dit is 'n gevoel en whatever, you know. So ja. En ons het ook gepraat oor hoe dit vir ons nie altyd lekker is om soos te travel en goed en as ons weg van ons mense af vir nou 'n paar dae wat ook al en Tern veral hy het glad nie om weg van die huis af te wees in die Kaap. En Ek haat dit. Ja. Cape Town is hou nie daarvan om weg te gaan nie, man. Die storie van as jy nou al jou mense moet agterlos, al is dit nou maar net vir 'n aand, hoe voel dit? Dis nie 'n lekker gevoel nie. So ek meen daai is waar jou huis is waar daai mense is en waar jou hart is en I mean, ons is in die hemel. Hoekom moet ons hel toe, you know? Why? Ons in die Kaap is, we are in heaven, lekker. Yes, jy sien die berge, voel of jy in sound and music rondhardloop. Kan check yourself asseblief. Party van ons bly in Gauteng, okay? I'm very sorry for you, né? I'm very sorry, I feel for you. Barry, dit was ook 'n groot uitdaging om hom te skryf. Deur hierdie proses het ons net, dit was so duidelik dat dit nie altyd so maklik is om te skryf oor subjects wat so close to home is nie. En veral as dit groot big topics is soos 'n topic soos home, waar you can say so much, maar jy moet dit alles inpas in 3.5 minute. Ja. En it was like, dit het ons maande gevat om by 'n punt uit te kom en eendag was Tasha saam met Jacob Swan, hulle het ek dink jy was by sy huis of iets, of hy was by jou in Pretoria, nie?
Ek en Jacob was by 'n mutual friend se huis. Dit voel soos 'n eenvoudige song, maar dit voel soos 'n eenvoudige topik. Ja, nee man, kom ons skryf vir hom. Maar dit is so moeilik. Dit was nogal tricky, ja, maar dit het dit makliker gemaak het ons dieselfde ding kind of gedink het, maar nog steeds jy moet dieper delf in daai selfde ding in, you know. Sure. En soos wat julle nou praat, julle het maande nou aan op 'n plek gekom waar julle nou tevrede was met die liedjie. Is daar ooit 'n perfekte liedjie in terme van soos die production kant waar julle sê, ja, hierdie is presies wat ons gesoek het, ons hoef nie verder te werk nie, of is daar altyd soos iets hier en daar waaraan julle kan werk? Dus ek dink die mens kan altyd groei, jong. Ek weet nie, maar dit gebeur baie keer, ons producers is amazing, so, ja, ek weet nie, ander mense vat maybe langer as wat ons I don't know, maar ja, as jy met die regte team werk, hoef 'n ding nou nie noodwendig heavy lank te vat of wat ook al nie, maar ja, ek weet nie. Die cool ding is, sorry Tash, nee. Is you Nee, guys. sê jy. I think it's also, ek dink dit is belangrik om te weet wanneer om op te hou Peter aan iets. Ja, Soos want ek doen dit in my verfwerk ook nou as ek nou besig is met 'n ding soos nou die dag toe ek verf en ek voel ek het nog so baie in my, maar daar kom 'n tyd waar jy moet op 'n Peter en stop want Ja. ek meen net nou dit moet ook eg ek bly, dink dis alles ons moet ook op eg bly. 100%. so ons het daar's so stap, daar's soveel idees en daar's soveel goed wat jy kan doen, maar daar is 'n punt wat jy soos kan op die lyn trek en sê okay, hierdie is so baie dik. Ek meen ons het iets amazing gedoen. So ja, sorry, Darren. Nou jy. Nee, ek wil net gesê die cool ding is alles wat ons sover uitgesit het. Ek voel nie ons het ons beste gedoen op daai tyd met daai song en dit het reg gevoel. En ek dink as iets reg voel met jou, dit sal altyd reg voel. Dit sal altyd Ja, as jou dit real herinner. is, sal dit altyd stiek. Sure. En dink julle het al op 'n plek gekom of lirieke geskryf soos wat julle nou oor home praat waar julle gedink het, ja, hierdie is dalk 'n bietjie te persoonlik of dalk bietjie te diep. Ja. Ek het nog nooit, regtig hè? Ja, Onthou jy daai een, maar dis nie in die song nie. Onthou jy daai een aan toe stuur ek julle op die groep the geezer still warm. O ja, But I need to get in the shower, the geezer still warm. Nee, ons het 'n WhatsApp groep en ons daar's alles op ons groep. Ons WhatsApp groep is 'n reality show within itself. Maar ja. ons deel altyd ons lyrics en possible lyrics en idees van goedetjies maar daai lyrics het dit nie gemaak op daai song nie, thank God, want dit was soos woo, you need to step back. You need to take a time out. Dit was Ek love dit as dit so personal raak, maar soms is dit net soms is dit nie vir daai song, as dit vir daai song werk, dan werk dit, you know. Maar ek love dit, ek dink nie mens moet te krities wees oor ietsie, want dan verloor jy die realness van 'n ding, you know. Ja. ja. So julle het my nou baie Ja, daai geezer, yes, dit is, it was fun. The geezer still warm, honestly. Shit. Maar julle het my belangstelling nou 'n bietjie geprikkel met hierdie WhatsApp groep van julle. So kan julle so 'n bietjie deel wat is van die behind the scenes dinge wat daar in daai WhatsApp groep aangaan? As jy seker Daar's 'n rede hoekom julle nie in die WhatsApp groep is nie. Okay, nee, ek dink dit is dan beter as ons dit daar los. That's crazy. Ons het eintlik, ek dink so WhatsApp group het like different lines of communication op dit so that you can click on something if you miss something. Ja. Because like in one day daar's soos 500 boodskappe. Ja. Maar ek dink is maar enige WhatsApp groep is so. Gisteraan toe besluit die twee, hulle gaan 'n call spring op die groep. En ek is soos uit, nee, want ek het nie goed geslaap vorige aand nie. En toe ek wakker word vanoggend, toe sien ek die laaste boodskap was soos 2:30 vanoggend gestuur. En hulle het aangekap van gisteraan soos 9:30 tot 2:30. Dis ek soos ai. Wel ja, ek dink dis beter as ons dit dan daar los en weer terugkom na die musiek toe. So, wat dink julle is hoe kan ek dit vra? Wat sal julle graag wil hê mense moet uit die liedjie kry wanneer hulle na hom luister? Ek gaan nie weer praat nie, ek praat te veel. Come on, guys. Wow. Sure.
ek hoop dat mense, soms vat ons naastes bietjie for granted. En ek hoop dat mense besef dat dit wat jy het, is, even, daar, come on, daar moet iemand of iewers, daar's genoeg mense in die wêreld, iewers of somewhere is daar iemand wat jy regtig baie voor lief het, maar wat jy soms for granted vat. En ek hoop hulle besef wat hulle het en raak liewer vir dit wat mense nie altyd genoeg liefde verwys nie. Ja, is my taak. That's beautiful. Ek stem met jou. Dis hy. So, ek wil nou iets met julle gesels wat ek dink julle redelik baie goed doen in julle liedjies en not least in julle liedjie Home. En dit is harmonie. Want ek is nou persoonlik is ek baie stout vir 'n harmonie. En ek dink dit is regtig persoonlik iets vir my soos wat hoendervleis vir my gee wanneer dit reg gedoen word. So wat is julle benadering tot harmonie in 'n liedjie? Darren, that's your department. Jo, guys, ek wil nou net vir jou gevra, maar ek is gou op ChatGPT, want ek vra altyd vir Tasha en Tasha, wat beteken daai woord? So benadering. Ek kyk gou hierso op want ek wil nou slim wees. Soos benadering, soos like inspire Ja, of wat hoe? What's your approach tot harmonie in spesifieke liedjies? Daar is so baie bands, old school bands nou, nee. Bands soos Bread, Chicago, Boyz II Men, net wat I want it sideways. Backstreet Boys, New School. Hierdie bands, like, you know, to do a harmony, en dis crazy, veral as jy nou lead singers is, ons doen baie shows waar jy nou in 'n groep number sing, en dan is daar ander lead singers, en hulle moet nou almal saam sing in 'n harmony. Hierdie is 'n baie different approach, want ons wil graag, die grootste doel is om een stem te bevestig in elke lied. En die stem, so that's Tasha en ek, nee, as solos, but when you hear the harmony, that is Blackbird, en dit is altyd die doel, so dat as jy, wanneer jy na enige een van ons tracks luister, dan moet soos like 4 entities binne dit wees, met Blackbird soos die umbrella, en dan ons onder dit. En dit was net, ek dink, it was so inspired by the greats, the people that sang in these harmonies, and I don't know if I'm answering your question, want my brein is nou in 50 plekke. Ja. Maar ja, dis 'n beautiful ding, as jy aan harmonies dink, want dit add so 'n beautiful texture aan 'n liedjie. Ja. Ek weet nie, I don't know, Tasha spring. Nee, Dad, is jou departement, jy het beautiful geantwoord, ek voel so exactly soos wat jy sê. Ja, en dit is lekker om te hoor watter harmonies en wie se tones pas waarin is. Dis soos 'n puzzle wat jy bou. Dis baie, it's very fun. Ja, en waar is die grens om, want ek bedoel, jy kan seker overboard gaan in hoeveel harmonies jy in 'n liedjie sit, so waar trek 'n mens die lyn vir, okay, hierdie is dalk te veel, hierdie is dalk nie die regte plek nie, hoe benader julle daai aspek van, om soos die balans te hou van te veel teenoor te min? Jy soos haal maar uit en haal, sit in en haal maar uit en skaaf van die ding en Die mikpunt is altyd om 'n harmony te kry wat soos die melody lyn is, so that when you take the other two away, can it stand as a melody. ja, So ons probeer altyd weg te beweeg van a third above en a third below, want dan voel dit soos amper soos 'n koor tipe klank, en dit is altyd die intricate deel van om ons harmonies uit te werk. Does it sound like the melody? Darren sê gewoonlik, fun fact, in die studio sê sy, sit als af en gee net vir my die vocals. En dan hoor sy regtig, if the vocal can stand alone, you know it's in. Sure. En wat in julle mening is die geheim agter 'n goeie harmonie? Of wat die gevoel reg oordra, dink ek, vir my. Dan is dit perfek. Weet jy wat dink julle? Ek stem saam met jou. Nee. Die hoenders moet hoendervleis kry. Ja. Dan weet jy. Jou chicken moet chicken pox. Fantasties. Ja, nee, ek dink dit is
Ja, ek dink een van daai om te dink dit is ook waarlik net soos 3 mense se stemme wat hierdie amazing gevoel kan oorgee en ek dink dit is vir my regtig soos 'n baie spesiale ding wanneer dit reg gedoen word. So ek kudos to you dat julle dit elke keer reg kry om vir my hoendervleis te gee ten minste. met julle Hey. met julle harmonie. Chicken flesh. Ja, ons KFC kom 'n partnership met julle. As hy. Let's go. Ja, en dan ek dink om dinge te begin afsluit, wil ek graag by julle hoor. Ek vra hierdie vraag vir al my gaste. Wat is 'n liedjie waarna julle geluister het in die laaste week of wat julle geniet het en hoekom? Ek is 'n Jonas Brothers fan. Everything Jonas Brothers. SOS. Daar's 'n nuwe tune van hulle, Love You Better of so iets. Yes, man, hoor hierso. Guys, do yourself a favor, go listen to that. Weet Tasha stuur altyd vir ons liedjies op die groep. Ja. Ja, een van my liedjie waarna ek baie luister die laaste ruk is Wash van John Bellion O ja. en Let it Horoscope van wash all John over me. en een wat Tasha vir my gespeel het, wat ek baie luister, is Heart by Heart by Joe Jonas. Nice. I know your heart by heart. Just remember I will always remember. Hey. What a tune. Yes, daai ouens is insane. Ek hoor soos like die cool, like the young girl kind of music en ek love it want die phrasing en die tone van die sangers is baie interessant. You know that whisper, daai approach is baie cool. En dis baie interessant. Whisper, Jy weet daai manier hoe die nuwe whisper. Gister ons skryf ons goodness. en ons wil die woord whisper insit. En Terren maak so om nou regtig te voel wat is whisper, sy maak so in die kamera. Whisper, whisper, whisper. Nou dink ek aan Billie Eilish, ek dink aan Olivia Rodrigo en ek dink in my brein en Tasha, hoe sou hulle nou hierdie Sy gaan dit whisper. Dis cool man. Jo. Oh my God. Ek het gelag. Julle ek kon nie. Weet jy so hard lag dat daar nie regtig ewen klank uitkom nie. Ek ken hom goed. Just sorry. Ja. Ek sien net ek sien net haar neusgatte whisper. Wie ken jy? Okay, I was going to tell you something, but I'm rather going to tell you on the group. But anyway, Okay. come back to that. Otherwise, Barry's going to be like, oh my goodness, I can't believe that just happened. As ons klaar is met die onderhoud, dan kan jy my vertel. Ons sal dit nie op die lug speel nie. Maar ek wil gou ietsie raak wat Tasha gesê het om meer complication tot al klaar redelik complicated 3 vocals by te dra. Sou julle ooit collabs wil doen met ander kunstenaars? Ja. We would love that. Maar ek dink dit moet so mooi gekies word want as ons ek sê elke woord wat ons skryf is intentional. Alles wat ons doen is regtig mooi aan gedink en so aan. So ons sal mooi moet dink aan maar ja, ons sal dit love. Fantasties. Wel, ek dink om dinge mee af te sluit is dit tyd vir 'n paar quickfire vragies, want wat sou 'n onderhoud immers wees sonder daai quickfire vragies. So, my eerste vraag aan julle. Wat is die laaste ding wat julle geëet het? McDonald's. Het jy McDonald's geëet? Terren, wat was die laaste ding wat jy geëet het? Cabbage brie. Lekker. Wat het ons gisterand geëet? My vrou het 'n amazing pasta gemaak. Hoenderpasta. Stout. Dit was amazing. Stout. Okay, volgende vragie. As jy een instrument kon verwyder van die aarde af, wat sou dit wees? Ek weet wat sy sê. Jessie, wat sou Skotland 'n bagpipe. Jy haat bagpipes. Yes, ek haat 'n bagpipe. Wat? Yes, en my neefie speel Bladderwell bagpipe. Dis En my niggie. Nee, 'n bloody bagpipe. Hy skree heeldag op 'n ou. Daai ding. As hy? Ek moet nou mooi so sit en dink. Ek dink ek love enige instrument, maar as ek nou regtig moes kies, die driehoek. Of 'n Because it's cymbals. useless. Ek is sommer driehoek. Dink, vir party van ons is dit die eerste ding wat ons kon speel, okay?
My vrou sê sy was 'n professionele tiener. Ja, dis is Jy is 'n difficult. professionele tinger. Wat van Christmas carols, Tasha? Ons gaan driehoek in ons volgende Kersfees liedjie insit. Nee, jy's Livery Square, nie die driehoekie, die Livery Square. Rykie. Rectangle, sfeer. Jo, Dis hy. Ons gebruik 'n glas. Dis hy. Los is so 'n driehoekie. jo, ek weet nie nou honestly. As if 'n hoete of 'n kaa was 'n instrument, hy is die ding wat ek sal verlies. Ek hou nie van hoete 'n nie. hond. Ja, hond. Jou hoor man. Hoor hierso. Julle, ek gaan vir julle 'n video stuur. Daar's so ou wat incredible blokfluit speel. Julle moet sien, hy speel freaking Metallica en sulke goed. Sulke Wow. goeders. Ja. Cool. Ek wil julle stuur. Ek het nie geweet iemand kan 'n blokfluit so jolly. Hy bend even met 'n blokfluit ouens. Hy gaan so met 'n No blokfluit. No ways. Jo. En dan laaste vraag hier. Hierdie is 'n baie belangrike vraag. Ek wil net hê julle moet die erns van hierdie vraag waardeer. Dit is pineapple op pizza, ja of nee? Ja. Dankie. Ja. Dankie. Ja. Weet jy, julle is my tipe mense. Ek dink dit is 'n perfekte manier om ons gesprekkie af te sluit. Maar voordat ons doen, wil ek eers by julle hoor, wat lê vir Blackbird voor in die nabye toekoms en wat kan julle dalk met ons deel? Ons is in 'n songwriting seisoen. Ons is besig om ons EP te prepare vir die wêreld. Ons wil bitter graag Nashville toe gaan met ons nuwe musiek. Ons Nashville tour of California. California. Jeso, wat doen ons hier? Kan ek saamkom om die driehoekie te speel asseblief? Ja. Ja, Ons jy gaan kan- net weer gaan nie 'n driehoekie wees nie, dit gaan 'n sfeer of 'n reghoek of 'n Enige vorm is reg met my. Wil jy regtig saamkom, Barry? Weet jy, dit sal ek kid you not, dit sal soos 'n dream come true wees om saam met 'n band iewers heen te gaan om iets te doen. Regtig? Ja, hoorie, ek love musiek. Reg Barry, maar jy betaal vir jouself. Okay, fair enough. Don't be surprised if you get a phone call one day. Ek is reg. You never know. Ek is reg vir julle. Dood ernstig. Hoorie, ons gaan baie shows speel. Ons is om vir die mense te ontmoet en om mense se stories ook te skryf en nie net ons nie. So ek is excited om nog stories te hoor van mense af om te connect met mense en om hulle stories te vertel en bietjie van ons flavour daarin te sit en om te show en om nog songs te skryf en ja, ek is net amped. Ek dink daar gaan massive stuff gebeur met Blackbird in die toekoms. So ja, baie kyk daar's 'n lekker female, daar is strong female power, maar ek voel we need to gooi 'n bit. So ons is baie opgewonde vir die jare wat voorlê. Fantasties. Wel dames, ek sê vir julle baie dankie dat ek met julle kon gesels vandag. Dit was so lekker om bietjie julle te leer ken en te hoor wat die toekoms inhou vir Blackbird en die geskiedenis daar agter en sommer alles wat daarmee gepaard gaan. So baie dankie vir julle en baie sterkte en Thanks Barry. sien julle in Nashville, baby. Oh yeah. Thanks Barry. Dankie Barry. Thank you, Barry. Dit was agter die tunes gewees, 'n backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek hoop jy het lekker saam geluister. As jy die potgooi geniet het, laat weet ons gerus in die comments en gooi ook sommer 'n thumbs up terwyl jy daar is. Onthou ook om die potgooi te deel met al jou vriende en sommer jou vyande ook. Jy kan gerus RSG gaan volg op Instagram sowel as Facebook by @RSG_1004FM om op datum te bly met al ons backbazare. Ons wil ook graag weet waaroor en met wie jy wil hê ons mee moet gesels op agter die tunes. Laat weet ons gerus hier of stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za. Tot en met volgende keer, mooi bly. In die volgende episode van Agter die Tunes praat ons oor die besigheid agter musiek en wat gebeur agter die skerms om 'n kunstenaar te bestuur. Dan kan ons die besigheid bou, jy weet, begin bou. So 'n band is exactly dieselfde. Maar ek dink baie min mense kyk so daarna. Ek dink baie min mense in die kreatiewe industrie kyk so daarna. Partykeer het ek al net van ons op stage gegaan het ook die show gestop.